Goeiemôre vriende. Welkom hier by vanoggend se erediens dan ook. Dit is so lekker om almal vir julle hier te kan sien na 'n wonderlike naweek wat ons gehad het hier by ons bazaar. Ons praat nou hier voor die tyd, dit was omtrent 'n besige tyd in ons gemeente. Met Pinkster wat so geseënd was en toe ons bazaar wat hier was. En ek wil sommer so aan die begin van die diens vir elke een van julle wat op een of ander manier betrokke was by hierdie laaste tyd in ons gemeente opreg baie dankie sê. Spesifiek dan ook vir die bazaar, vir elke een wat gehelp het, elke een wat bygedra het, vir elke een wat geondersteun het. Baie dankie vir ieder en elk van elke een van julle. Ek praat eergister, toe ons nou klaar opgeruim met die van die bazaar by die huis gekom het, toe sê ek vir Lindy, daar's iets wat my baie besonder was van die ervaring tydens iets soos 'n bazaar. En dan besef 'n mens opnuut weer dat 'n dominee is glad nie 'n gemeente nie. Ek is maar net die dominee van die gemeente. En so wat ons in Pinkster gehoor het, ons is 'n liggaam wat bestaan uit verskillende lede, en daar is soveel verskillende dele van 'n gemeente wees. En weet julle wat maak vir my 'n gemeente? 'n Gemeente is vir my 'n Tannie Mara. Is Tannie Mara hier? Waar is 'n Tannie Mara? Daar is Tannie Mara daar agter. Daai lyf is so seer, sy kon nie eens ver. Wat 'n gemeente vir my gemeente maak, is 'n Tannie Mara wat met hartversaking hierso is en die koeketafel vir ons bestuur die hele dag. Dit is mense wat sukkel met gesondheidsprobleme van verskillende tipes, wat help aflewer, wat help tente opslaan. Hierso is mense wat ek gedink het, hoor jy moet asseblief net nie daardie tent of daardie bak optel, jou rug mag dit dalk nie hou nie, jy mag daar vir nog 'n rugoperasie gaan, maar hulle is hier en hulle help. Dis ooms en tannies wat bydra, dis mense wat besige skedules by die werk het en nog steeds na die werk hierna toe kom om te kom help. Dis wat 'n gemeente maak. So ek is vanoggend nederig dankbaar teenoor elke een van julle wat hier is, wat op een of ander manier bygedra het tot die sukses van hierdie bazaar. Ek wil tog in besonder ook net dankie sê vir ons kantoorspan. Kyk, Elise is in die diepkant ingegooi, nie so Elise, jy het geswem en jy het geleer swem soos wat jy gaan, maar vir jou en Annelie, vir oom Paul, dan die Sharon wat hier was elke dag om te help ook, en selfs oom Johan, jy is eintlik veronderstel om afgetree te wees, en jy was nog steeds die hele tyd hier. So baie dankie vir elke een van julle, in besonder vir die reuse werk wat julle gedoen het. En na bazaardag dat julle ook die dames wat gister nog kom help het om die kombuis op te ruim, oom Corrie wat sy werkers geleer het om te help met oom Paul met die skoonmaak van die saal na die tyd, vir ieder en elke een van julle, verskriklik dankie. Ek glo dit was 'n geseënde dag, 'n spesiale dag. Kyk, toe ons kom tente opslaan die oggend, toe is ons nat en toe dink ons hier is probleme. Nee? En dan skop geloof in, want julle onthou daai video wat julle dominee vir julle uitgestuur het, van moenie dat die reën julle afskrik nie. Ek was eintlik stilletjies benoud in daai video. Maar dan vertrou mense die Here, mens glo en mens vertrou en die Here het voorsien op 'n wonderlike manier. En daarvoor gaan ons die Here loof en prys vanoggend ook. So ek wil sommer net begin deur vanoggend te vra dat ons oë sal toemaak en dan open ons die diens deur 'n gebed te doen. Nadat ons gebid het, gaan ons spontaan staan en gaan ons die Here se naam loof en prys met die sing van 'n paar liedere tot sy eer. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dit is die dag wat U gemaak het. En Here, gister is verby en ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Maar Here, ons het hierdie dag, nou, hierdie oomblik. En Here, ons sit hier met oë wat kan sien, of dit nou goed of swak is, ore wat kan hoor, of dit nou skerp of dof is, harte wat klop, of dit fiks of sukkelend is. En Here, ons is hier met die geskenk van die lewe. Met die voorreg om so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan wees. U te kan weet, Here, U is nou hier op hierdie oomblik by ons. En Here, ons dank U en ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Here, mag U verheerlik word in alles wat vandag in hierdie diens gebeur. En ons bid sommer nou al reeds, Here, dat in hierdie volgende paar weke waar ons gaan gesels oor die vrug van die Gees, Here, dat U die woorde wat ons gaan hoor, lewens sal maak in ons harte en lewens. En dat U ons sal kom vorm, Here, om elke keer meer en meer aan die beeld van Jesus gelyk te word. En Here, vanoggend wil ons U net loof en prys vir wie U is en vir soveel seëninge
wat ons uit U hand uit ontvang. Baie dankie daarvoor, Here. Ons loof U en ons prys U heilige naam. Amen. Kom ons staan en loof ons Here se naam. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam vereer ons. Tot die dood was hy getrou, daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy sê, mekaar sies liefde hê en op hoe alles sien. Loof van Christus die Halleluja, ek kan nie sonder U, Halleluja, ek sal nie stil bly nie, Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam vereer ons. O die dood was hy getrou, daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy sê, mekaar sies liefde hê en op hoe alles sien. Loof om Christus die. Kom loof om Christus die. Halleluja, ek kan nie sonder U nie, Halleluja, ek sal nie stil bly nie, Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die. As Jesus Christus die. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk gebied. Hy beloof aan die einde op die wolke om my weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys, loof en prys, o Halleluja. Halleluja, hy is koning, hy
God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. Soos 'n wals op wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek roep U as my Heer. Soos 'n welsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. Amen. Ons kan ons plekke inneem. Wat 'n voorreg is dit nie om die Here se naam so te kan loof en prys nie. Liewe gemeente, vriende, voordat ons kinders hier na vore roep, wil ek net so 'n paar goedjies ook net onder ons aandag bring.
Dit was die boodskap wat julle gister uitgestuur het. Herinner ons julle net asseblief na die tyd. Er staan nog so 'n bietjie verkope daar in die saal, so 'n paar goedjies wat oorgebly het, so gemaak na die tyd daar in die saale draai. Daar so 'n paar ons het die lys vir julle gister uitgestuur, so gaan sniffel gerus en ek is seker as julle daar mooi praat met hom Johan en sakkie wat daar is, mag julle nog 'n bargain of 2 loslaan daar ook. Hoor. So lekker bazaar goedjies na die tyd nog beskikbaar. Gaan kyk in die voorportaal, is daar 'n paar boeke ook wat nog beskikbaar is, sommer so R10 stuk. So geniet die dag verder saam met ons. Lekker koffie na die diens ook beskikbaar. Ek wil vra, ek wonder hoeveel van hulle hier is, want die skoolprogram is ook maar besig gewees. Ek wil vra dat al ons maatjies hier na vore sal kom. Kom sit julle gou hierso vir my hier in die bank hierso. Al ons kinders, julle kan gou vir my hier in die bank hierso kom sit. Terwyl ons kleinkinders hier na vorentoe kom, ek weet ons skool het ook maar 'n besige naweek gehad. En daarom so net vir kennisname ook dat vir vanaand gaan ons bietjie ons hoërskoolkinders en ons hoërskoolleiers net 'n afaantjie gee. So daar's nou nie vanaand 'n jeugbyeenkoms nie. Baie van ons kinders was by die skoolsport en die Coloran en alles en by die bazaar ook betrokke. En ek weet daar's 'n paar van hulle wat laat weet dat dominee, ek wil baie graag bietjie leer ook, asof julle regtig graag wil leer op 'n Sondag. Moenie vir my vertel julle wil graag leer nie. Julle hoef daarom nie so te oordryf nie, maar ons verstaan. So julle kan vanaand so 'n bietjie rustig wees, maar volgende Sondag is ons weer op ons pos en terug hierso. Om die laaste deel van die kwartaal dan ook uit te sien. Kom ons kyk gou, hoe gaan dit met julle? Gaan dit met julle baie goed? Gaan dit met jou lekker? Ja, met jou gaan dit altyd lekker man. Jy sê altyd weer gaan lekker hiervoor, nê? Nee. Is dit 'n bietjie koud in die oggende, nê? Ja. Ja, sê my gou, wie van julle het hierdie naweek kom ons kyk gou, landloop gehardloop? Wie van julle het skaak gespeel? Wie van julle het rugby gespeel? Wie van julle het netbal gespeel? Hier's 'n paar handjies, nê? Kyk, kom ons kyk gou. Wie van julle het geleer vir julle toetse? Regtig? Goed, mamas, papas, hier is 'n paar handjies wat nog nie opgekom het nie. En julle weet hoe werk dit op laerskool, nê? Dis nie net maatjie wat leer nie, pappa en mamma leer saam, nê? So julle moet julle huiswerk doen. Okay. Maatjies, wat het ek hier in my hand? Is dit 'n narkie? Nee, so orange. Oh. Jong, jy was amper reg, maar hierdie keer is dit 'n narkie. Maar ek sê, hier is so groot narkie, hy lyk sommer soos 'n lemoen, jong. Maar hy is daarom oranje, nê? Nou, is 'n narkie 'n vrug of 'n groente? Is julle seker? Ja. Hoe weet julle dis 'n vrug? En hy sade binne. Nou, jy's baie reg, nee, maar nou wil ek gou gevra, is 'n tamatie 'n vrug of 'n groente? 'n vrug. Julle word mooi geleer, nê? En 'n komkommer? En dit is oranje. Komkommer. Ja, 'n komkommer. Is dit 'n vrug of 'n groente? Kom ons kyk gou wat sê die ooms en die tannies. Hande op, wie sê dis 'n vrug? Wie sê dis 'n groente? Julle klop draadsitters? Nee? Dominee Jacob wil vandag ietsie vir julle leer, wat ons altyd kan onthou, nê? 'n vrug is 'n saadjie wat geplant word. Nee, julle vir meneer Zanus ook vra, want al die boere sal hierdie ook vir julle sê, nê? Is 'n saadjie wat geplant word. Daai saadjie word 'n plantjie. Daardie plantjie vorm 'n blommetjie. En uit daardie blommetjie uit groei 'n vrug. Wanneer nie die blommetjie uitgroei nie, maar wanneer soos die blare of die steeltjie of so iets is dit eintlik 'n groente, nê? Meneer Zanus het dit reg verduidelik. Daar sê, nê? So, 'n saadjie word geplant, word 'n plantjie. Die plantjie kry blommetjies en dit wat uit die blommetjies uitgroei is 'n vrug. Weet julle wat beteken dit interessant? 'n Pampoen is eintlik 'n vrug. Sy maak dit so. Ek is nou heeltemal de mekaar, nê? Maar eintlik enigiets wat 'n saadjie het, wat geplant word en 'n plantjie word, is meeste van die tyd 'n vrug. Hoekom is dit belangrik? Kan julle sien wat is so mooi hiervoor? Dit is klomp verskillende name, nê? Vreugde, vriendelikheid, vrede, selfbeheersing. En die Bybel noem dit die vrug van die Heilige Gees. Julle onthou, ons het gesê die Heilige Gees woon in ons hartjies, nê? En weet julle wat gebeur? Wanneer ek hoor van Jesus, word daar 'n saadjie in my hart geplant. Hoe meer ek Bybel lees, hoe meer ek bid,
Hoe meer ek saam met maatjies kerk toe kom, en hoe meer ek van Jesus leer, begin daai saadjie groei, en 'n plantjie word, en daai plantjie maak later 'n blommetjie, en daardie blommetjie word later 'n vrug, sê die Bybel vir ons. Maar daai vrugte in ons lewe, is nie narkies en lemoene en tomaties nie. Daardie vrugte wat in ons lewe is vreugde, vriendelikheid, en vandag gaan ons gesels oor seker die belangrikste vrug wat in ons lewe soos hierdie plantjie groei. En weet julle wat is dit? Liefde. Jesus leer vir ons in die Bybel dat die heel belangrikste ding wat ons kan doen, is om vir Jesus lief te wees en vir ander mense lief te wees. So gaan julle dit onthou. Maar weet julle wat is die belangrikste? Ek en julle kan nie uit ons eie uit vir Jesus lief wees en vir ander mense lief wees nie. Ons het hulp nodig. En weet julle wie help ons? Die Heilige Gees. OK. Ons maak ons handjies toe. Oogies toe. En vanoggend gaan die groot mense saam met ons bid. Is dit reg so? Want hulle saam met ons bid bietjie. En ons hoor of hulle ook kan bid. OK. Oogies toe. Handjies gevou. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie dag. Dankie Jesus, dat U lief is vir ons. Heilige Gees, baie dankie dat U in my hartjie woon. Help my om te groei en meer soos Jesus te wees. Dankie dat U my elke dag beskerm. Amen. Julle moet nou lekker kinderkerk toe gaan, en onthou as jy by die huis kom, en mamma gee vir jou pampoen, en sê eet jou groente, dan sê mamma, sê eet my vrugte, nie my groente nie. OK, goed. En as mamma sê jy is verkeerd, sê vir haar, luister na die preek van die dominee, OK. Net kyk, wie van hierdie mense is hier? In die eerste plek, het ons 'n spesiale verjaarsdag, Tannie Anna van Rooyen. Is jy hier? Steek my hand op as jy hier is, asseblief. Op die 2 Junie 91 jaar oud. 92? Nee, maar hulle het haar geboortedatum. Oh, goed Tannie. 92, Tannie. Daardie is 'n ouderdom waarvoor ek nog mik in my leeftyd, hoor. Ek weet nie altyd of Lindy sou wil hê ek moet 92 word nie, maar ek gaan probeer, nee my engel. Dan Tannie Magie Skoenraad. Magie, is jy hierso, Tannie Magie? Nee? Op die 6de Junie 80 jaar oud. En dan om Sias Wilken, is jy hierso? Jy vir my die hand opsteek asseblief. Nee, op die 5de Junie 82 jare oud. Kom ons sing die Here se seën oor hierdie spesiale gebede, soos wat ons gebruik ook is. Laat hierdie seën ophal, U guns uit Sion bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oral gebied. Liewe gemeentevriende, ons kry geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Daar is 'n tuin wat diep binne my groei, waar die lewende water vrylik vloei. Nie deur my krag of wat ek kan wees, maar deur U werk, o Heilige Gees. Die saad is gesaai diep in my hart, 'n nuwe lewe wat die duister verdryf.
vrug van die Gees is liefde en vreugde, vrede wat sag deur my vloei, geduld en goedheid, vriendelikheid wat groei, getrouheid wat dieper in my bloei, sagmoedigheid en selfbeheersing daarby. U beeld leef nou binne in my, soos 'n boom wat sy takke oplig na die lig, word my ou lewe stilweg herskik. Die foute van gister is deur genade bedek. U maak my niet, elke deel word herstel, elke woord en elke daad word deur die liefde nou gevorm. Die vrug van die Gees is liefde en vreugde, vrede wat sag deur my vloei, geduld en goedheid, vriendelikheid wat groei, getrouheid wat dieper in my bloei, sagmoedigheid en selfbeheersing daarby. U beeld leef nou binne in my. Dit is nie ek nie, dis u in my, die takke dra vrug as hulle in u bly, snoei my. Nou vriende, soos wat julle kan sien hier agter my, hoef ons nou nie meer te wonder wat die fotograwe alles besig was om af te neem nie. Dis hierdie verskriklike mooi uitbeelding wat hier agter ons is, en ek wil ook dankie sê vir ons estetika span vir die harde werk wat hulle doen. So baie dankie vir daardie span wat ook altyd bereid is om dikwels op 'n kort kennisgewing hierdie werk te doen dan ook. Nou, so baie dankie, dit lyk verskriklik mooi. En ons sien uit daarna om vir die volgende paar weke te fokus op dit wat ons hier agter ons sien dan ook. Julle sal onthou dat ons het net voor Pinkster het ons gefokus op dinge wat nie in ons reistasse gesit moet word nie. En nou gaan ons vir die volgende paar weke fokus op dit wat wel in my tas moet wees. Daarom sê julle sien die tas metafoor is ook hier voor ons, maar baie belangrik, ons moet onthou dat ons het heel aan die begin van ons reeks gesê, toe ons wegspring op hierdie reeks pad langs na God se hart. Toe het ons vir mekaar gesê, ek kan nie self by God se hart uitkom nie. Ek as mens kan dit nie self doen nie. In die eerste plek moet ek weet, daar is net een weg, daar is net een bussie wat my vat na God se hart toe, en dit is die Jesus bussie. So net in 'n verhouding met Jesus Christus kan ek by God se hart uitkom. En in Pinkstertyd het ons gehoor, dat ons kan ook nie self God ken, en die mense word wat God wil hê ons moet wees nie. Dit is iets wat die Heilige Gees in ons doen, soos wat ons oorgee aan die werking van die Heilige Gees. So daarom is ons vir die volgende paar weke gaan gesels oor die dingetjies wat nou wel in my tassie moet wees. Beteken dit nie hierdie vrug wat ons hier agterkant ons sien, is dinge wat ek self nou elke dag in my tassie moet pak nie. Dit gaan juist nie oor ek self en my eie vermoë nie, maar oor die werk wat die Gees in my doen. So dit is dinge wat moet deel wees van my lewe, want kyk, as jy mos nou iets wil weet van iemand, kom ons sê jy ontmoet hulle nou vir die eerste keer op 'n vakansie, dan is een van die maniere, moet asseblief nie doen nie, want dit gaan baie verdag lyk, maar as jy iets wil weet van die mense en wie hulle is en wat vir hulle belangrik is, kyk wat is in hulle tasse gepak. Goed, as iemand nou by hulle tent kom en hulle vang jou krap in hulle tasse, gaan hulle nie baie van jou hou nie. So moet dit asseblief nou nie doen nie. Maar as jy kyk wat iemand in hulle tasse saam met hulle pak, dan vertel dit iets van wie hulle is, wat vir hulle belangrik is ensovoorts. Jy sal sien byvoorbeeld, is die muskietafweerder ingepak of is die haardroër ingepak?
Want partykeer pak ek eerder die haardroër in as wat ek die medisyne vir die vakansie inpak. Ander kere pak ek baie klere in, ander kere pak ek min klere in. Daar is mos die van ons wat vir 'n week lank as met 'n weekvakansie gaan, jy kan elke dag van die week een broek en een hemp dra. Nee, hier teen Woensdag gaan spoel ek hom gou uit en dan is ek weer reg vir die week. En dan kry ons ander van ons wat elke dag layers dra. Nee, jy het 4 of 5 lae wat jy aantrek vir die oggend en dan jy weer 4 of 5 lae vir die middag en dit van die einde van die dag is jou hele huis se klerekas saam met jou gepak ook in die tas. Elkeen van ons pak anderste. Jou tas vertel iets van wie jy is, wat vir jou belangrik is, wat jy saam met jou op jou reis vat. En daarom is hierdie wat ons hier agter ons sien, gaan ons in die volgende paar weke hoor, iets wat as iemand ons tasie oopmaak, moet hulle dit daar binne vind. Want dit vertel vir ons wie ons is en vir wie ons lewe. Lees saam met my Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs hoofstuk 5 en ons gaan daarvan vers 13 af saam lees. Hierdie is natuurlik ons hoofteks vir die volgende paar weke, maar in elke een van die boodskappe, wanneer ons fokus op een van hierdie woorde hier agter, dan gaan ons na ander teksgedeeltes ook verwys, soos vanoggend ook die geval. Galasiërs 5 van vers 13 af. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Baie belangrike woorde. Laat julle lewe deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Nou voordat ons verder lees, hier hoor ons dit baie duidelik en ons het dit al hierdie jaar herhaaldelik vir mekaar herinner dan ook, dat as 'n Christen staan ek voor 'n keuse. Of ek lewe geheel en al oorgegee aan Jesus, gelei deur die Heilige Gees, of ek volg my eie kop en my eie wil en my eie drome en my eie begeertes, maar ek kan nie bietjie van beide hê nie. Ek kan nie in Jesus glo, maar ek wil nog steeds met my een voet in die wêreld staan nie. Ek kan nie in Jesus glo, omdat ek hou van die boodskap van vergifnis en genade en van die ewige lewe, maar ek hou nie so verskriklik baie van die gedagte van jy moet jouself verloon, jou kruis optel en my volg nie. Dis nie 'n bietjie van hier en 'n bietjie van daar nie. Dit is een geheel en al oorgawe aan Jesus deur die Heilige Gees. God is nie tevrede met 99,99% van my en jou nie. Of jy gee geheel en al oor, of glad nie. En hier sê Paulus dit ook. Ons sondige begeertes is vyandskap teen die Gees. En wat die Gees wil, is teen dit wat die wêreld en my eie begeertes wil. En dan sê hy, die twee staan lynreg teenoor mekaar. Dis of die een, of die ander. Ons het gepraat oor die Gees van waarheid in Pinkstertyd. Hoe hoor ons in hierdie lewe ons in 'n wêreld wat bekend staan eintlik maar as 'n reënboogwêreld, waarin elkeen van ons besluit wat ons eie waarheid is. Hierso sê dit vir ons swart en wit. Hier is nie reënboog in hierdie woorde nie. Hier is nie skakerings van grys in hierdie woorde nie. Hier is swart en wit. Die twee staan lynreg teenoor mekaar. Of jy lewe deur die Gees, of jy lewe deur jou eie ek en jou eie begeertes. Dan lees ons verder. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid,
en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie. En dan sê hy, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Nou vriende, ek is redelik seker, almal van ons sal saamstem, en ons praat baie keer daaroor, dat ons lewe in 'n wêreld wat stikkend is. In 'n wêreld wat gebroken is. In 'n wêreld vol korrupsie, misdaad, geweld. In 'n wêreld waarin die egskeidingssyfer vandag in huwelike al verby 50% strek. In 'n wêreld waar kinderhuise se huise al hoe voller raak en gewone gesonde huisgesinne al hoe minder. In 'n wêreld waar al hoe meer besighede floreer, maar kerke leegloop. 'n Wêreld waar mense se prioriteite geskuif het en ons langs die pad begin vergeet het wie ons is. En ek weet nie van julle nie, maar toe ek hierdie woorde gelees het aan die begin, toe tref dit vir my, as ons hierdie woorde hoor, hoeveel van dit sigbaar is in ons dorp, in ons gemeenskap, in ons land waarin ons woon, in ons wêreld, maar hoe baie van hierdie woorde ook teenwoordig is in ons huise, in ons huwelik, in ons verhouding met ons kinders, in ons eie private lewe, ook daar waar niemand anders ons kan sien nie. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, die hele tyd soek na nog meer, na meer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid. Dis dinge wat ons sien rondom ons, elke enkele dag van ons lewe. En dan wonder ons, waarom die wêreld waarin ons lewe gebroken is. En daarom is hierdie gedeelte, en hierdie volgende paar weke, so belangrike oproep, vir elkeen van ons. Want as baie van daardie woorde wat ons daar lees, daagliks deel is van my reis. As ek vandag besef dat daar van daardie woorde is wat daagliks deel is, as iemand my tassie sou oopmaak, en hulle sien dit daar binne, en nie, ons as kinders van die Here maak ook foute, ons weet dit. Maar as 'n kind van die Here fout maak, en ek worstel daarmee, dis vir my iets waarmee ek stoei, en ek vra vir die Here om deur die Heilige Gees my te help om los te kom daarvan, sodat ek al hoe meer heilig kan word soos Jesus. Maar as iemand my tassie oopmaak, en hulle sien van hierdie eienskappe binne daardie tassie, en ek besef, dis in my tassie, want ek het nou maar eintlik gemaklik geraak met dit, nie, want dis, weet jy wat, ek is mos maar net 'n mens. Ek is 'n Christen, maar ek is ook net 'n mens. Dan moet ons weet, dat hierdie woorde wat ons hierin vind, is nie woorde wat die Here eer nie. En is daar 'n waarskuwing vir elkeen van ons, dat as ons gemaklik raak met hierdie woorde, nie soms struikel en val en ons stoei daarmee nie, wanneer ons gemaklik raak met hierdie woorde, en dit is deel van ons lewe, is hier baie duidelike woorde, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. En dan wys hy vir ons, wat is lynreg teenoor hierdie wat ons nou gehoor het. As dit die redes is vir hierdie gebroke wêreld waarin ons lewe, vir gebroke gesinne en huishoudings, vir mense wat emosioneel en geestelik ongesond en ongelukkig is, wat is die antwoord hierop? Net moet die teenoorgestelde. En dit is waarby ons by die volgende paar weke gaan stilstaan. Dan skuif Paulus sy fokus na die vrug van die Gees daarteenoor is. En vriende, as ons net vir 'n oomblik hier deurstap en ons sien liefde, getrouheid, geduld, goedhartigheid,
nederigheid, selfbeheersing, vrede, vriendelikheid, vreugde. Is daar enige van daardie woorde wat ek en jy vir mekaar kan sê, dat sou ons dit uitleef, dinge nie sou beter maak nie? Die wêreld nie 'n beter plek sou maak nie, ons verhoudings nie gesonder sal maak nie. Dit is duidelik dat God se wil vir ons lewe iets moois en goed is. En dat die antwoord vir onsself en vir hierdie lewe en vir ons wêreld lê in 'n lewe in afhanklikheid gelei deur die Heilige Gees. En daarom wil ek vir jou uitnooi om vir die volgende paar weke saam met my te kom leer wat elke een van hierdie woorde beteken en waarom dit so belangrik is vir my en jou lewe. En ons gaan vandag fokus op die eerste een van hierdie woorde, maar voordat ons daar kom, moet ons net eers vir mekaar help verstaan dat hoe moet ek hierdie gedeelte lees? Hoe moet ek Galasiërs 5 verstaan? En daar's 2 kerngedagtes wat baie belangrik is vir die verstaan van al hierdie woorde wat ons hier lees. Eerste ding, ons moet mooi raak lees in Galasiërs 5, dat Paulus praat nie van die vrugte van die Gees nie. Hy praat van die vrug van die Gees. Hy praat nie hier van 'n vrugteslaai nie. Hy praat nie hier van verskillende vrugte, en ek en jy moet na 'n vrugteboom toe stap, en ons pluk bietjie van hierdie vrug en hierdie vrug, of ons toets wat ons nou die dag vir mekaar gesê het, dat weet jy wat, liefde, ja, ek is nogal so 'n liefdevolle mens, baie getrou, geduld is ek nou nie meer so goed mee nie, maar dis okay, ek het daarom liefde en getrouheid, nederigheid kan ek so bietjie aan werk, selfbeheersing is dalk 'n en dan dink ons byvoorbeeld vir onsself, maar ek het ten minste 3 of 4 van hierdie vrugte is deel van my lewe. So ek is daarom eintlik op 'n goeie pad. Die Here is redelik tevrede met my lewe. Dit werk nie so nie. Hier word gepraat van die vrug van die Gees. Nie die vrugte van die Gees nie. En dit verander baie. Want julle onthou dat 'n saadjie word 'n plantjie. Die plantjie maak 'n blommetjie en uit die blommetjie uitkom 'n vrug na vore. Die vrug van die Gees vertel vir ons dat hierdie woorde kom nie uit my en jou eie vermoë uit nie. Dis nie iets wat ons self kan doen nie. Dis nie iets wat ons self in ons tassie kan pak nie. Dit is iets wat gebeur wanneer ek lewe in 'n verhouding met Jesus Christus. En wanneer ek oorgee aan die Heilige Gees en die Heilige Gees daardie saadjie in my hart laat groei en groei en groei en so word hierdie vrug van die Gees sigbaar in my lewe. Hierdie is nie 'n kieslys van dinge nie. Die woord sê vir ons, hierdie is eienskappe van mense wat hulle lewe deur die Heilige Gees laat lei. Dis die vrug van die Gees. Dit is die vrug van iemand wat oorgee aan die Heilige Gees en in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees lewe. Jesus het die saadjies kom plant in ons hart. Jesus het vir ons kom wys wie God is en vir ons kom vertel van God se koninkryk en Jesus het vir ons kom leer hoe God wil hê ons lewe moet lyk. En daardie saadjie begin nou groei in ons hart, hoe meer ons in 'n gehoorsaamheid en afhanklikheid van Jesus lewe. En die Heilige Gees is besig om daardie saadjie te laat ontkiem en te laat groei. En die vrug daarvan is dit wat ons hier sien. Die vrug van die Gees, nie die vrugte van die Gees nie. En in hierdie gedeelte moet ons raak lees, dat interessant, Paulus gebruik 2 woordjies. Wanneer hy praat van die sondige begeertes, gebruik hy die woordjie praktyke. Die oomblik wanneer hy praat van die vrug van die Gees, dan praat hy enkelvoud, die vrug van die Gees. En daar's 'n groot verskil tussen die vrug en die praktyke. En dis juist die punt. Paulus noem al daardie praktyke van die sondige natuur. En Paulus sê juist dit, wanneer jy self wil doen, wanneer jy self wil kies wat in julle tassies kom, wanneer jy vanuit julle eie keuses wil lewe en op julle eie vermoë wil staat maak, wanneer dit gaan oor alles wat jy doen, is dit die dinge wat gaan sigbaar wees in jou lewe, want jy's 'n mens. Dan word jy gedryf deur jou sondige begeertes en jou sondige natuur. Wanneer ons as mense self doen, is dit wat gebeur. Wanneer ons uit ons eie praktyke uitlewe, ons eie doen, ons eie pogings, is dit hoe die wêreld lyk. En kom ek wys vir jou wat gebeur die oomblik wanneer 'n mens nie meer self lewe nie. Wanneer jy jou eie lewe kruisig saam met Jesus en oorgee aan die werking van die Heilige Gees.
Wanneer jy jou eie praktyke kruisig saam met Jesus en jouself nou oopstel en vir die Heilige Gees sê, ek lewe nie myself nie, lewe U nou in my en deur my. En dan word die vrug van die Gees sigbaar in ons lewe. So daar's 'n groot onderskeid in hierdie gedeelte tussen ek en jy wat self probeer en ek en jy wat geheel en al oorgee aan die werk van die Heilige Gees in ons lewe. En weer eens, dis een of die ander. Ons kan nie bietjie van die een, bietjie van die ander nie. Ek kan nie Jesus volg, maar ek wil nog steeds beheer van my eie lewe hê nie. Want as ek my eie kop volg en my eie besluite neem, is dit hoe die wêreld gaan lyk. Maar die oomblik wanneer jy oorgee aan die Heilige Gees, volkome, en toelaat dat die Heilige Gees in jou die werk doen, is dit wat gaan sigbaar raak in jou lewe, al hoe meer, soos wat jy groei in jou verhouding met Jesus, soos die Heilige Gees al meer in jou lewe aan die werk is, en jou vorm om al meer in die beeld van Jesus gelyk te word. Wie van ons wat vanoggend hier is, ek wil nou kyk of jy aan gaan opsien, wie van julle is van nature 'n baie ongeduldige mens? Nee? Goed, dankie vir julle eerlikheid. Jy as mens gaan nie ewe skielik besluit, ek gaan nou meer geduldig wees nie. Dit werk nie so nie. Maar wanneer ek elke dag 'n pad met die Here stap, en die oggende op wakker word vir die Here sê byvoorbeeld, Here, ek wil meer aan die beeld van Jesus gelyk word. Vorm my, help my. Here, U weet, ek as mens sukkel met geduld, maar Here, ek wil wees wie U wil hê ek moet wees. Heilige Gees, laat U vrug in my lewe sigbaar word. Want dis hoe die Heilige Gees werk, op 'n goddelike, bonatuurlike manier. As jy daardie pad saam met die Here stap, sal dit meer sigbaar word. En so ook al die ander. Maar nie omdat jy harder probeer nie, omdat jy oorgee aan die Heilige Gees. En in die volgende paar weke gaan ons kyk na elke een van hierdie woorde. En vanoggend wil ek net fokus op die heel eerste ene. Wat die woord eintlik vir ons sê die heel belangrikste is. En dit is liefde. Paulus begin by hierdie gedeelte in vers 13 en sê, julle broers is tot vryheid geroep. En dan sê hy net daarna, julle moet mekaar dien in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as ek kom by die vrug van die Gees, dan sê hy die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. Julle, waarom word hierdie die vrug van die Gees genoem? Want die Gees vorm ons om al meer aan die karakter van Jesus gelyk te word. En hierdie is alles woorde wat kenmerkend was van wie Jesus is. Hierdie is Jesus se karakter wat ons hier voor ons sien. En wanneer ek myself oopstel in die Heilige Gees, dan vorm die Heilige Gees my sodat Jesus se karakter al meer binne in my sigbaar word. Hoekom? Want ek is nou deel van die liggaam van Christus. En wat is die een beskrywing wat ons in die woord hoor, wat God beslis seker is, oor en oor? God is liefde. Ons lees dit herhaaldelik, veral Johannes is lief daarvoor in sy evangelie en in Johannes briewe om dit vir ons te sê. God is liefde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy die enigste seun gestuur het. God is liefde. En hier is iets interessants. Wanneer Paulus sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, is die Griekse woordjie wat hy daar gebruik, agape. In die Grieks is daar verskillende woorde vir liefde. Die wat al huweliksvoorbereiding by my gedoen het, sal weet ek praat nogals baie daaroor. Daar word in die Nuwe Testament gepraat van 'n vriendskapsliefde, daar word gepraat van 'n romantiese liefde, en dan is daar ook agape liefde. En elke keer wanneer daar gepraat word van God se liefde vir ons, word die woordjie agape gebruik. Maar julle sien, agape is meer as net 'n emosie. Agape is 'n wilsbesluit liefde. Waar God sê, ek kies om lief te wees vir jou. Nie oor wat jy doen nie, want dit is wie ek is. Ek is liefde. En daarom kies ek om jou lief te hê. En die mooi woorde wat ons weet, wat toe God met Abraham gedoen het, is God sluit 'n verbond met Abraham.
Daar kom 'n tipe van 'n kontrak, daar's 'n belofte wat gemaak word, maar dit is dit. God neem die besluit en hy sê vir Abraham, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag en hulle nageslagte, want dit is wie ek is. Hierdie belofte is nie afhanklik van enige keuse wat jy gemaak het nie. Hierdie belofte is nie afhanklik van jy wat eers vir my iets moet bewys nie. Ek is liefde. En omdat ek 'n God van liefde is, maak ek die besluit, die verbintenis, die commitment om lief te wees vir jou en jou nageslag en hulle nageslagte. En dan gaan God en God sê hierdie is 'n blywende verbond. Niks sal dit kan breek nie. Julle sal dit nie kan breek nie. Want dit is meer as net 'n emosie. En julle, dis baie belangrik hierdie. Want emosies maak so. En wanneer ek nie op 'n baie goeie plek is nie, dan voel my liefde ook partykeer bietjie minder, dan is my liefdesvoorraad so bietjie minder. Nou hoor ons baie keer wanneer 'n man of mamma vir pappa sê, hoor hierso nee, ek is baie lief vir jou, maar ek like jou nog glad nie. Ek is lief vir jou, maar ek hou nie van jou nie. Ons as mense is emosies gaan so, maar agape liefde is iets meer as dit. En Paulus sê vir ons, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. Met ander woorde, soos wat ek oorgee aan die Heilige Gees en deur die krag van die Heilige Gees lewe, help die Heilige Gees my om lief te hê soos Jesus liefhet. En daardie woordjie praktyk en vrug gaan vir ons help om iets hier te verstaan ook. Want daar's 'n verskil hoe ons as mense liefhet en hoe God liefhet. As ek self wil lief wees, ons liefde het gewoonlik een of ander voorwaarde aangekoppel. Ek sal lief wees vir jou so lank as, of net so ver as wat jy. Ons liefde het grense. Ek is lief vir my mense. Hoe ek ook al my mense klassifiseer. En enige iemand wat nie deel is van my mense nie, is ek nie so verskriklik lief vir nie. Ons liefde het 'n tydsbeperking. Ek sal net vir jou lief wees vir so lank as. Ons liefde het soms 'n einde. Weet jy wat, ek dink ek kan meer verder lief wees vir jou nie. Ons liefde as 'n praktyk, wanneer ons as mense liefhet, het hierdie voorwaardes, kondisies, grense, vervaldatums. Dis kenmerkend van hoe ons liefhet. Liefde as 'n vrug van die Gees is iets geheel en anderste. En julle sien, dis vir ons partykeer die punt mis. Want wanneer 'n man en 'n vrou liefde en trou aan mekaar beloof in 'n huwelik, beloof ek nie om lief te voel vir jou nie. Ek beloof om deur die krag van die Heilige Gees jou lief te hê soos Christus my eerste lief gehad het. Wanneer ek as 'n Christen ouer beloof om my kinders groot te maak na God se eer, dan vra ek, Here, help my om my kinders lief te hê soos Christus my eerste lief gehad het. En ons kan dit nie self doen nie. Dit is 'n vrug van die Gees wat in ons sigbaar raak hoe meer ons 'n pad saam met Jesus stap. Jesus het dit ook gesê. Ons lees in Johannes 13 vers 1. Hoe lyk Jesus se liefde? Johannes 13 vers 1, dan lees ons, voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. En luister mooi. Hy het sy mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Die letterlike vertaling sê, hy het hulle tot die einde toe lief gehad. Weet julle waar vind hierdie gedeelte plaas? Dis die hoofstuk waarin ons lees waar Jesus die disippels se voete was. En ons lees hierdie woorde terwyl Jesus geweet het Judas gaan hom verraai. Hy het geweet Petrus gaan hom verloon. Hy het geweet baie van hierdie disippels wat hier rondom hom sit, die oomblik as hy gevange geneem gaan word, gaan in alle rigtings weghardloop. En hy het geweet 'n rukkie hierna, so dieselfde mense wat in verwondering na sy wonderwerke gekyk het, by kruis staan en skree, kruisig hom, kruisig hom. En nog steeds het hy hulle tot die uiterste toe lief gehad.
Want Jesus se liefde is nie 'n reaksie op ons keuse nie. Dis nie voorwaardelik op grond van ons besluite nie. Al het Judas hom verraai, al sou Petrus hom verloon het, Jesus hulle nog steeds lief gehad. Hoekom? Want dis wie hy is. In Romeine 5 dan lees ons waar Paulus skryf, God bewys sy liefde vir my en jou. Juist daarin dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, terwyl ons nog sondaars was. Terwyl ons nog nie enkele ding gedoen het, om van ons kant dat te wys dat ons hom lief het nie. Inteendeel, ten spyte van die feit dat ons elke dag van ons lewe eintlik wys die teenoorgestelde, het Jesus nog steeds vir ons aan die kruis gesterf, want hy het gekies, hy het besluit, hy het 'n verbond gemaak met my en jou, gesê, ek sal jou lief hê. En niks of niemand sal jou ooit van my liefde kan skei nie. Ons lees verder. In 1 Johannes 4 vers 11 tot 12 dan lees ons, geliefdes, as God ons so lief gehad het, dat hy sy seun vir ons gegee het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, hoor mooi wat staan nou, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het aan ons sy gees laat deel kry. En ons het dit aanskou en ons getuig daarvan dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Een van die grootste kenmerke, bewyse dat iemand die Heilige Gees in hom of haar het, is of daardie persoon deur die krag van die Heilige Gees anders liefhet as die res van hierdie wêreld. Want ons weet wanneer ons dit sien, ons weet wanneer ons dit beleef, dat hierdie kan nie van 'n mens self afkom nie. Want uit ervaring het elkeen van ons al geleer dat mense het anders lief. Maar wanneer 'n kind van die Here deur die krag van die Heilige Gees lewe en elke dag oorgelewer in die Heilige Gees lewe, dan het ons anders lief, dieper lief, soos God lief. En hoe meer ons groei in ons liefde, en hoe meer ons groei in ons verhouding met die Here, en hoe meer ons oorgelewer aan die Heilige Gees lewe, hoe meer raak dit so, dat ek en jy in ons liefde ook minder voorwaardes het, minder vereistes het. Ons liefde raak ook meer onvoorwaardelik, ewigdurend, deur goeie en deur slegte tye. Ons liefde raak meer as net vir die mense wat dieselfde lyk as ek, en dieselfde praat as ek, en dieselfde dink soos ek. Want ons liefde ken dan nie meer grense nie. Ons liefde het nie vervaldatums nie. Juis omdat dit nie meer ons eie liefde is nie, maar die liefde wat as 'n vrug van die Heilige Gees deur my lewe sigbaar word in hierdie lewe. En daarom is daar vanoggend 'n uitnodiging vir my en jou. Om op te hou self probeer, en om elke dag as jy wakker word in die oggend, vir die Here te sê, Here, ek stel my oop. Moenie laat ek een enkele ding vandag doen of sê uit my eie uit nie. Heilige Gees, ek vra dat U beheer sal neem vir my lewe, dat ek deur U gelei sal word. En dan sal jy beleef hoe die Heilige Gees in jou die werk doen wat nodig is. En die eerste ding wat jy sal beleef en wat anders sal raak sien, hierdie mens is 'n kind van die Here. Ken jy hom? Nie baie goed nie, maar weet jy wat? Hy of sy het anders lief as ander. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Mag ons in hierdie Glaskerk geloofsfamilie
maar ook julle in julle huwelike, in julle huise, by julle werkplekke, by die skool, waar julle ook al beweeg, ervaar hoe deur die krag van die Heilige Gees ons anders liefhet as die res van die wêreld. En mag jy ook beleef hoe jou liefde geen grense meer ken nie, onvoorwaardelik is, 'n dienende liefde is, wat ander se voete was, selfs al verdien hulle dit nie. 'n Liefde wat ander vergewe, selfs al het hulle nog nie kom jammer sien nie. 'n Liefde wat ander liefhet, want Jesus het my eerste lief gehad. Kom ons bid saam. Here, U is 'n God van liefde. En U het elkeen van ons so lief, dat selfs al het ons dit nie verdien nie, het U vir ons aan die kruis kom sterf, Here, sodat ons gered kan wees, vergewe kan wees, die ewige lewe as 'n geskenk kan ontvang, en nou in 'n persoonlike, intieme verhouding met ons hemelse Vader kan lewe. Here, ons wil nie meer verder self probeer nie. Here, ons wil nie meer enkele oomblik verder uit ons eie krag lewe nie. Ons wil nie vir 'n enkele dag verder self doen en self besluit oor ons lewe nie. Heilige Gees, hier is ons. Ons stel onsself oop. En ons vra dat U in ons die werk sal doen wat nodig is. En dat die vrug van die Gees in ons sal lewe en deur ons sigbaar sal raak in hierdie wêreld. Nie sodat ons die eer ontvang nie. Nie sodat ander mense kan dink hoe oulik ons is nie. Maar Here, sodat ons getuies sal wees in hierdie wêreld van wie Jesus Christus is. Ja, Here Jesus, ons wil die verteenwoordigers van U karakter in hierdie wêreld wees. En daarom vra ons dat die vrug van die Gees in elkeen van ons se lewe duidelik sal sigbaar word. Heilige Gees, ons bid dat U sal aanhou om ons te laat groei in die vrug van die Gees, sodat ons elke dag al meer soos Jesus sal lyk, soos Jesus sal lewe, soos Jesus sal praat, en Jesus se hande en voete in hierdie wêreld sal wees. En daarom bid ons, Heilige Gees, dat U vir ons sal help om waarlik lief te hê. Nie soos mense nie, maar soos U. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, ek dink 'n heel gepaste lied om hierdie diens mee af te sluit is juis hierdie gebed wat ons vir die Here sê, Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons lief hê soos U liefhet. Leer ons om dit te doen deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons staan, as sing ons hierdie lied as 'n slotlied saam. Here God van liefde, waar ons soort mag gaan, wil ons in die skadu by U staan. Hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg, as ons aan U ons dank betoon. Here, U genade het ons liefde vasgehou, moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almal steun, want elke knie sal buig,
sal jou, Here Jesus, neem ons bede aan. Here God van liefde waar ons soek, vir ons in die skadu bystaan, hoor ons daggebede, hoor ons hooplied styg, as ons aan U ons dank betaal. Here, U genade het ons hier bewaar, en U hand van liefde vasgehou. Moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almal steen, want elke knie sal buig, elke hart sal juig, Here Jesus, neem ons bede aan. Want elke knie sal buig, elke hart sal juig, Here Jesus, neem ons bede aan. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe met sy liefde en sy vrede. Liewe kinders van die Here, mag die genade onbeskryflik groot van ons Here Jesus Christus en die liefde ewigdurend onvoorwaardelik van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wees en bly. Mag jy beleef hoe die Heilige Gees sy vrug in jou laat groei en deur jou laat lewe tot eer van ons Here Jesus Christus. Jy is 'n geliefde kind van die Here, gaan wees 'n instrument van liefde in hierdie wêreld. Amen.